Behoefte om 'n baba te hê is wat my aanbetref 'n oorweldigende behoefte, en ek dink dis hoe 'n mens gemaak is. Die Skepper het 'n vrou gemaak om 'n baba te wil hê een of ander tyd in haar lewe. Ek is destyds by my vorige ginekoloog gediagnoseer met endometriose. En sy het my voorberei dat ons eendag die in vitro sal moet doen of oorweeg. Daar's baie wat sukkel met fertiliteit, en ek dink dis meer op die voorgrond in die laaste tyd. Suiwer weens ons leefstyl, dink ek. Ek dink nie die mense van vandag, van die 21ste eeu, is per se meer onvrugbaar of minder vrugbaar as 100 jaar terug nie. Maar die mense van 100 jaar terug se gesinsbeplanning het heeltemal ander dimensies aangeneem as wat dit vandag bestaan. Vrouens het op 17, 18 al kinders gehad. So dat tyd het 'n faktor geraak. Leefstyl het 'n faktor geraak. En dan dink ek is daar baie meer druk op mense deesdae. Ek dink mense leef 'n lewe onder druk. Ons het nou Junie 2012 het ons nou besluit na hierdie almal met die kindertjies. Jy weet ons nou maar iets moet doen en ons is toe nou na prof toe. So dan gaan jy maar hierdie prosesse in Januarie maand toe is ons nou. So dis nie die in vitro self is net 'n maand. Dit was my baie stresvol want ek haat naalde en ek haat inspuitings. En op baie stadium toe moet ek myself inspuit. So dit was vir my regtig spanningsvol. Mense kan maar sê wat hulle wil. Dit is absoluut 'n emosionele rollercoaster. Dit is absoluut wat dit is. Boonbehalwe nie almal nie, maar meeste van die tyd die hormone wat hulle wel gespuit word. Jy weet dit gaan nie goed nie. So hulle voel klaar nie lekker nie. Nou kom jy die volgende stap, dan doen jy die aspirasie. En dan kry jy, dan moet jy die naalding van die semen af. Dan werk dit. So elke keer is daar 'n afwagting van wat nou is die volgende stap, jy weet nou is die volgende stap. En dan as jy die terugplasing doen, binne 9 dae trek ons van bloed. Jy weet dit is sleg, want ek is gewoonlik die ene wat hulle moet bel en sê jy is nie. Nou net jy soos 'n maande pad met hierdie pasiënt. Dis maar sleg hoor. Dis maar jy raak my emosioneel betrokke by hulle. Dit is so. Ek dink hulle gee so 10 dae of ek praat onder korreksie, maar soos ek sê, dit voel vir jou soos 20. En dit is ook 'n geval van, omdat so baie mense miskrame kry, is dit 'n geval van, ja, jy hoor die bloedtoets is positief, en ook myne was bietjie hoog, so daar kan dalk meerlinge wees, maar jy sê dankbaar hy's positief. Maar tog bang. Ek meen, dit is so vroeg. Dis 2 weke, dis baie vroeg. Ek was vir, ek dink hulle sê, na sekere tyd moet jy dan na prof toe gaan vir 'n ondersoek. Maar ek het voor dit het ek al gegaan. Want dan dink jy daar's iets fout en toe kyk hy, toe sê hy nee, okay, daar is 2 dink hy. Maar toe ek nou op die regte tyd gaan, toe sê hy okay, daar's 2 en hy wag vir suster om te kom. Ek dink hoor die tweelinge is mos nou algemeen hoekom. En toe is daar 'n derde een. So ons was verras en oor die derde enetjie en ek dink dit was vir ons het besef dit is 'n groot eer dat die Here 3 van sy kinders vir ons gee om groot te maak. Dit is regtig 'n eer en 'n voorreg. En hoe voel dit om nou na hierdie hele proses waardeur jy gegaan het en al die stres en spanning om nou te kan kyk na jou 3 seentjies en weet jy's hulle mamma? Ja, dis baie lekker en dis 'n gevoel wat ek nie vir jou kan beskryf. Dit voel so onwerklik dat jy van niks het 3 het en dis gesonde seentjies en daar's niks fout met hulle nie. En so baie kan verkeerd gaan met meerlingswangerskap.